So hier is die ding. Deur die inwerkende krag van die Heilige Gees kan ek en jy mos die werke van die vlees doodmaak. In ander woorde, eintlik kom dit neer op een van twee dinge. Voer ek my ou sondige natuur of lewe ek volgens die nuwe goddelike natuur? Die vrug van die Gees en die pad van heiligmaking. Want daai twee goed, die kant toe of daai kant toe, gaan bepaal die kwaliteit van jou en van my geestelike lewe. Dit gaan afhang van dit af. Want die Bybel sê ons moet geestelik volwasse word, verander na die beeld van Christus, van heerlikheid tot heerlikheid. Reken dat jy vir die sonde dood is, maar lewend is vir God. Wat dit nie is nie, hoor gou hier, wat heiligmaking nie is nie, dit is nie 'n verbetering van jou vlees nie. Dit is nie wat dit is nie. Want ek bedoel, jy kan nie 'n Adamiese natuur beter maak nie. Jy kan hom nie verbeter nie, hy is 'n sondige natuur. Niks wat jy doen gaan hom verbeter nie. Verstaan jy? Jy moet hom, die Bybel sê, kruisig hom. As die Bybel sê, moet jouself kruisig, wat bedoel die Bybel? Kruisig jou sondige natuur. Verstaan jy? Jy moet jouself verloon, wat bedoel die Bybel? Los hy dinge van die wêreld, los hy goddeloosheid en los die sondige dinge van die wêreld uit. Hoe meer jy met dit breek, hoe meer kruisig jy die sondige. Die Bybel sê, ek leef nie meer, maar Christus leef in my. En wat ek nou leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het. Dit het te doen met Jesus, jy moet jou kruis opneem en elke dag volg. So jy moet jouself neerlê. Dis hy eie ek, die oersonde. Wie van julle weet wat is die oudste sonde in die ganse univers? Die oudste sonde in die ganse skepping. Wat is die oudste sonde? Trotsheid, arrogansie van die duiwel. Verwaandheid, die eie ek. Lucifer. Dis die oersonde van die skepping. Die eerste sonde. Die Bybel sê, hy was verwaand, hy was trots en hoogmoedig. Esegiel 28 sê, Satan, jy het, Lucifer, jou geer, toe jy gekom tot 'n soort van, jy het trots geword. Hoogmoedig het jou hart geword. En Paulus sê in Timoteus, hy was verwaand. So verwaandheid, trotsheid, hoogmoed is die oersonde. Dis die ding wat die heeltyd, wat dink die mense van my? Jy weet, ek wil 'n goeie beeld voorhou. In die Bybel, so jy kan nie jou sondige natuur verbeter nie. Jy weet, party mense sê, ek gaan 'n nuwe blaadjie omslaan. Jy weet, in die nuwe jaar, ek gaan nie meer drink nie, ek gaan nie meer dit nie, ek gaan nie meer dat doen nie, en ek gaan breek met dit, ek gaan breek met dat, hou dit vir so 6 weke. Want jy kan dit nie verbeter nie. Dit is ook nie die uitwissing van die vlees nie. En wat ek daarby bedoel, verskoon my, is, ek kan nie ontslaa raak van my sondige natuur nie. Hoekom dink jy sê Romeine 6 vers 11, reken dat julle vir die sonde dood is. In ander woorde, tree op asof jy dood is. Hallo, okay, kom ek vra vir julle. Wie van julle het al gesterf in Christus? Dis almal. Wie van julle is gedoop deur onderdompeling? Want toe jy jou begrafnis gehad. Okay? Dis mos 'n bevestiging van dat ek het in Christus gesterf. Ek visueel wys ek dit mos staan buitekant en sê ek het in Christus gesterf. So dit het mos, nou is die vraag. Maar om te groei op die pad van heiligmaking, my aandeel wat God my verantwoordelik hou, want hy hou jou verantwoordelik, né? Daar's een ding wat jy nie gaan wegkom by God nie. Okay? Jy kan met baie dinge wegkom by die Here, want hy vergewe dit. Maar God vergewe nie jou laksheid van geestelike groei nie. Daar's nie vergifnis daarbey betrokke nie. You gonna pay a price. Jou oorgawe aan God, jou toewyding teenoor die Here, dit gaan 'n geweldige rol speel in jou geestelike groei. Jou verlossing uit die mag van sonde, om te breek met bekende sonde. Sê, Here, ek wil dit nie meer doen nie, ek gaan dit nie doen, ek sal dit nie meer doen nie. In die naam van Jesus, dankie vir die oorwinning. En jy staan daarby in Jesus se oorwinning.
So, ek weet my sondige natuur is onafskeidbaar van my liggaam, my aardse liggaam soos dit nou is, en ek dank die Here as ek my asem uitblaas, gaan my sondige natuur nie saam hemel toe nie. Right? Maar ek is nog nie daar nie. So wat verwag die Here van my? Wat die Here van my verwag is, ek moet my kant bring. Maar wat beloof die Here my? Wat die Here my beloof is, ek gaan vir jou iets doen aan die einde van jou lewe, en dit wat voor lê eendag, in die toekoms. En wat is dit? Die belofte is, in Efesiërs 5 vers 27, jy sal eendag heilig, sonder vlek of rimpel, of een kolletjie op jou kleed, swart op jou wit kleed, sonder 'n merk, sal jy eendag voor God staan. Sonder enige sonde smet. Want andersins het Jesus gefaal in sy taak. En hy kan nie faal nie. Hier staan in Efesiërs 5 vers 27, hy gaan die gemeente eendag voor God stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel, maar heilig sonder gebrek. It's gonna happen. Dit is 'n uitgemaakte saak. Wanneer jy in die hemel aankom en die hele kerk eendag daar is, en al ons sondes is weg en die sondige natuur is weg, dan staan ek en jy almal daarvoor voor die Vader in Christus Jesus, geheilig, gereinig en regverdig voor hom. Alles deur Jesus. Ons sal neerval en hom dank tot in alle ewigheid wat hy vir ons kom doen het. Foutloos, sonder vlek, sonder rimpel, sonder enigiets, vry van die sonde. Nou eers is ons aan Christus gelyk. Want onthou, Filippense 3 vers 20 sê, en hier is 'n baie aangrypende ding, né? In Filippense 3 vers 20. Die Bybel sê, wat die Here vir ons in gedagte het, ons burgerskap is in die hemele, so ek is 'n hemelse burger, vanwaar ons verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam, hierdie aardse liggaam, gaan verander om gelykvormig te wees aan sy verheerlikte liggaam. So die Here sê, ek gaan vir jou verheerlikte liggaam gee. En dan is die sondige natuur nie meer daar nie. Hy's weg. Jy dink, dis wat vir jou wag. Dit is wat vir ons almal wag. Filippense 3 vers 20. Dit is die belofte wat ons van die kant van die Here het. Of soos 1 Johannes 3 vers 2 sê, geliefdes, nou is ons kinders van God. Ons weet nie wat ons sal wees, maar ons weet as hy verskyn, ons sal hom gelyk sal wees, ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, vers 3, reinig homself, soos hy rein is. So, dit is uiteindelik heiligheid. Wat ek vir jou wil sê is, ons gaan uiteindelik daar aankom. Ons is nog nie daar nie. Ons is op pad. Maar die Here se beloning vir my en jou eendag gaan afhang van hoe ons gevorder het op die pad van praktiese heiligmaking. Dis ons kant. So kom ek verduidelik dit laastens. Hier kom dit nou baie belangrik. Voor ek praat oor die aard, die bemiddeling van heiligmaking, né? Daar's die goddelike kant. So die Here het sy kant gebring. Hy het die Here Jesus gestuur, hy het die Heilige Gees vir ons gegee. So Christus wil in ons werk, sy lewe is in ons, die Heilige Gees is in ons. So ons het Jesus in ons lewe, ons het die Heilige Gees in ons lewe. Maar wat van my kant? Hier is die menslike kant. Ek moet toelaat dat die woord van God my lewe verander. En ek kan dit alleenlik doen deur my oor te gee aan die waarheid van die woord. En as dit nodig is, Hebreërs 12, dan moet die Here my maar tugtig, want hy tugtig hulle wat hy liefhet. Nee, as jou kind uit lyn uit is, sort jy jou kind uit? Of los jy jou kind? Wat doen jy as jou kind uit lyn uit? As ek my kind nie reg trek nie, dink jy ek is lief vir my kind as ek hom los en hy neek net aan? Dink jy ek gee om vir my kind as ek hom net los en hy kan doen wat hy wil? Nee, maar as ek hom reg trek en ek sort hom uit, ek sê papa's lief vir jou, omdat ek vir jou lief is en ek weet wat is die beste vir jou, trek ek jou hier reg. Ek kan nie dit so doen. Sê my saam? Okay, wat moet God met jou maak? Wat moet hy met my maak? Soms moet hy vir jou ook sê, ek gaan jou bietjie reg trek. Ons noem dit tugtiging, 'n heilige tugtiging.
En die Bybel sê, nogal interessant in Hebreërs 12, moet ons nie vir die Vader van die geeste ontzag hê, terwyl ons vaders na die vlees ons getugtig het. My pa het my reggetrek en uitgesort as dit nodig was. En so, nou, ek sê, hoeveel te meer moet ons die Vader van die geeste ons aan hom onderwerp, want hy wil ons gees regtrek. My pa moes my vlees regtrek, maar my hemelse Vader moet my gees regtrek. Dan natuurlik, so heiligmaking is dis die werk van Christus wat die gelowige van sonde tot God afsonder, nê. Dankie Here vir die Heilige Gees en dankie vir die woord. Laastens is hier 'n ding wat ek tog net onder jou aandag wil bring. Dit is die aard van heiligmaking. Want hier het ons te doen met wat is reg en wat is verkeerd. Wat mag ek en wat mag ek nie doen nie. Nee. Is dit verkeerd om 'n kar te ry? Is dit verkeerd om 'n kar te ry as ek nie 'n lisensie het nie? Is dit verkeerd as ek 120 in 'n 80 meter sone in die dorp ry? Maar Here het gesê dis verkeerd om met 'n kar te ry nie. Jy sien, alles het reëls. Dis die hele lewe. Jy kan nie wegkom nie. God gee vir ons reëls. God gee vir ons regulasies. God gee vir ons wette. God gee vir ons normes. God gee vir ons 'n maatstaf. Is dit verkeerd as ek besluit ek gaan Paasnaweek met vakansie? Is dit beter as ek Paasnaweek by die huis gebly het en ek gaan na die huis van die Here om vir die Here dankie te sê dat hy vir gesterf het aan die kruis, die Vrydagdiens en Saterdag opstandingsdiens? Maar is dit sonde as ek nou besluit het maar dis 'n lang naweek en ek is moeg en ek vat die familie weg? Kan jy sien? Ek kan baie keuses in die lewe maak. Is dit verkeerd om Desember, op die 25 Desember, 'n Kersdagdiens by te woon? Nee. En as ek met vakansie is en ek wil nie Kersdiens toe gaan nie, is dit verkeerd? Ja, julle moet almal by my kerk wees en ek het Kersdiens. Wat ek wil sê is, want die Bybel sê in Paulus se sendbriewe, en veral in Romeine, hy sê, die een ag die een dag bo die ander. Die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen ten volle in sy eie hart oortuig wees. So, soms kan ek 'n besluit neem wat ek oortuig is wat ek wil doen, maar ek kan nie almal oor dieselfde kam skeer nie. So daar is normes, daar's maatstawwe, daar's wette, en dan is daar vryhede wat ek het. Ek het 'n vryheid oor sekere goed, maar sekere goed, as die Here sê, ja, maar die Heilige Gees my oortuig is verkeerd om te steel nie. Dan vat ek maar daai ding. Is dit reg? Nee. Hoekom? Want dit staan op swart en wit, jy mag nie steel nie. So wat ek wil sê is, sekere dinge sê God vir jou, you don't do that. Finish en klaar. Ander dinge, laat die Here dit vir jou om te besluit. Jou geestelike wandel met die Here. Byvoorbeeld, my gewete laat my nie toe. En ek het nog nooit in my hele lewe voordat ek by die Here uitgaan op 'n Paasnaweek gaan vakansie hou nie. My gewete laat my nie toe nie. Ek weet my plek is, hoe kan ek die God ignoreer daai naweek en ek gaan enjoy myself en kinders van die Here kom by die kruisigingsnaweek byeen en kom loof en dank en sing en prys die Here op opstandingsmôre. So, by my, vir my, het ek gesê, jy sorg dat jy daar is. En baie mense wil die Sondag aan die kerk toe gaan, wil dit Sondagoggend gaan. It's fine. Kry vir jou genoeg. Bly by die huis. Wat wil jy nou? Boek lees, see toe gaan, koeldrank gaan drink. Kry vir jou genoeg. Ek is Sondagoggend in die huis van die Here en ek is Sondagoggend in die huis van die Here en ek doen dit al 46 jaar en I will never change. Dis my besluit. Is dit verkeerd as jy net een diens se Sondag by en ek woon 2 by? Nee, but it's your choice. Jy besluit. Kan jy sien wat ek sê? Wanneer dit kom by praktiese heiligmaking,
jou toewyding aan God. Jy besluit wat vir jou goed is, but you're going to live with the consequences. Hoe lees jy jou Bybel? Hoe lyk jou gebedslewe? Hoe lyk dit wanneer jy gee vir God finansiëel? So wat ek wil sê is, elkeen van ons het elke liewe dag daai uitdagings. Wat doen jy as die persoon by die toonbank verkeerd getel het en gee vir jou baie meer klein geld as die persoon moes gegee het? Sê vir jouself, today is my day. Ek het geskol. Ek het geskol vandag. Of besef jy, vanaand is daai persoon op cash. Klop dit nie. En daai persoon sal moet insit, Here, ek kan nie dit doen nie. Jou hele lewe word een van besluite. Wat ons wil nie vorm heiligheid nastrewe, 'n vorm van skynheiligheid. Dit gaan nie oor gekompartimentaliseerde skynheiligheid. Die Bybel sê, hy wat weet om iets goeds te doen, het nie doen nie, vir hom is dit sonde. Jy het geweet jy kon, maar jy wil dit nie doen nie. So, ek dink oor baie van hierdie dinge, Kolossense 2 en Kolossense 3, Filippense 4, 1 Korintiërs 10, in jou lesing, is alles daar, as dit kom by die aard van heiligmaking. Jy moet 'n bietjie tyd neem, en jy moet 'n bietjie gaan sit, want onthou, daai lesingkies wat jy nou ontvang het, dis mos eintlik nou jou studiestuk. Ek hanteer dit mos maar net in 'n paar minute, maar jy's mos veronderstel om dit agterna, en elke liewe een van alles wat jy tot nou toe gehad het, en in totaal praat ons nou al ten minste van 14, hè, van laas en nou. Daar's 14 studiestukkies wat jy het. Jy behoort eintlik maar te sit, een of ander tyd, en te sê, vandag gaan ek 'n paar minute neem, ek gaan deur hierdie een hoofstuk lees, en ek gaan al die Bybeltekste wat hier staan, gaan ek self navors, en ek gaan elkeen lees, sodat ek kan presies sien hoekom staan hier wat hier staan. Sodat jou kan help in jou eie geestelike lewenswandel. So heiligmaking is nie hierdie ding van die moets en die moenies en die mag en die magnies nie. Dit is wat ek my veroorloof. Kom wat ek nou vandag vir julle iets sê. Daar's baie dinge wat ek nie doen nie, wat ek weet is nie tot eer van Christus nie, dan los ek dit. Daar's baie dinge wat ek kan doen, maar ek wil dit nie doen nie, want dit bevorder nie my geestelike lewe of die werk van die Here nie, dan los ek dit. Why would I do it? Mors my tyd. Ek dink dit is baie belangrik oor, as by heiligmaking kom, in my verhouding met die Here, wat is vir my aanvaarbaar en vir my nie aanvaarbaar? Dit is daai gesindheid wat ek nou het, as ek dit sê, geskroei op die Bybel. Of is dit net my eie persepsies? Want party mense sal sê, nee, ek sal nooit in my lewe dit doen nie. Dit is fine. Ander mense sal sê, ek doen dit. Dit is fine. Jy kan besluit hoe wil jy dit doen. Maar die interessante ding is, wanneer ek en jy eendag voor die Here kom, gaan ons heiligheid, praktiese heiligmaak, gaan aan 'n toets onderwerp word om te sien hoe jy gedoen het in die toets van die lewe, op die pad van praktiese heiligmaking. Ek wil net vir jou iets sê, jy gaan nie wegkom nie, en ek ook nie. Ek waarsku jou vandag, daai dag sal kom, is dalk gouer as wat jy dink, wat ek en jy voor hom gaan staan, en dan gaan hy alles kyk. Dis kom Paulus sê, in 1 Korintiërs 3, as jy bou met hout, mooi stoppels, goud, silwer, kosbare stene, die dag sal dit aanwys. As dit net 'n klomp nuttelose hout en gemors is en is as, dan verbrand dit. Maar wat kosbaar is vir die Here, daar's loon by betrokke. So my vraag by jou gaan wees, wat het ek en jy daai dag? Amen.